wil werklik hê dat ons harte voorberei vir vandag. Dat ons die Here vertrou vir iets wat hy in ons wil doen. Want hy het 'n plan met elkeen van ons. En ons het hierdie jaar al 'n 6 weke reeks gedoen oor die kruis, wat ons begin het in Desember en ons het hom Januarie klaar gemaak en ek en Janie praat so en ons vra wat kan ons nog oor praat? En ek besef in dit dat ons moet nooit op 'n plek kom van wat kan ons nog sê oor die kruis nie. Ons moet nie net praat oor die kruis nie. Die kruis en die opstanding moet vir my en jou so 'n realiteit wees dat ons nie op kan hou daaroor praat nie. Ek besef die enigste manier wat ons tot 'n mate idee kan kry wat Jesus deur was op die kruis is om dalk 'n fliek daaroor te kan kyk, soos The Passion of the Christ. Nee, ja. Ekskuus. En ek besef dit is die beste idee wat ons kan kry. Maar toe die skrywers geskryf het oor Jesus se kruisiging, het almal daar 'n fisiese idee gehad, hoe lyk dit om gekruisig te word. Ek en jy lees die Bybel en ons het nie baie emosie aan dit nie. Maar vir die mense wat dit geskryf het, en die mense wat dit gelees het, net na Christus, was dit vir hulle iets anderste. En ek besef, ons verstaan in 'n mate wat hy deur is vir ons. Maar ons het nie werklik 'n prentjie van wat dit is nie. Ons is so toegevou in samelewing wat ons nie geweld grootliks sien nie. Daar's mense wat dit beleef, maar meerderheid van ons het nie idee wat die kruisiging was nie. En ek besef, ons moet werklik gaan kyk wat het dit veroorsaak en wat het dit gekos vir Jesus. Nou, die kruis is vir my en jou 'n simbool van hoop. Dit was nie altyd 'n simbool van hoop gewees nie. En ek besef, daai simbool van hoop beteken niks sonder wat vandag gebeur het nie. En dit is die opstanding. Janie het daaroor gepraat, ons het vanoggend bietjie daaroor gepraat, en ek sê vir hulle, julle kan maar eintlik huis toe gaan, want wat gaan ek nou verder sê? Maar ek besef die belangrikheid van die opstanding. Die kruis wat die simbool van hoop vir ons geword het, sou niks gewees het sonder die opstanding nie. As Jesus nie uit die dood uit opgestaan het nie, was hy niks meer as 'n leenaar gewees nie. Want hy kon sê net wat hy wou, maar hy moes aksie by daai woorde gesit het. En die kruis, die opstanding, is die aksie wat hy by elke woord gesit het, wat hy gesê het. Hy het gesê hy is God. Hulle wou hom stenig. Toe hy opstaan, toe kon hulle nie meer daarteen stry nie. Want daar is geen persoon wat homself Messias noem, of profeet, of seun van God, of wat ook al dit mag wees, nou of in die verlede, wat al ooit op kon staan uit die dood uit nie. Daar's een, en dit was Jesus. Maar my vraag aan jou is, glo jy werklik dat Jesus uit die dood uit opgestaan het? Werklik, in jou hart, dat hy opgestaan het? Besef jy dat Jesus die enigste persoon is, wat ooit 'n afspraak kon hou na die dood? Hy is die enigste ene wat gesê het, na 3 dae gaan ek opstaan, en hy het daai afspraak gehou. Niemand anders kan dit sê nie. Die dag as jy jou laaste asem uitblaas, kan daai kalender maar beplan wees soos wat jy lus het. Jy gaan by geen van daai afsprake uitkom nie. Hy is die enigste ene wat na sy dood sy afsprake kon hou.
Die dood en opstanding van Jesus is die hoogtepunt van 'n Christen se lewe. Is die hoogtepunt van Christendom. Maar is ook die fondasie waarop Christendom gebou is. Sonder die opstanding sit ek en jy met 'n groot probleem. Dan sit ons soos enige ander geloof en ons moet hoop in iets sit wat glad nie moontlik is nie. Want hulle het almal beloftes gemaak en niemand van hulle kan daai beloftes nakom nie. Daar's een persoon wat die beloftes en dit wat hy gesê het na kan kom en dit is Jesus Christus. In die woorde van Paulus sê hy, as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs en vergeefs ook julle geloof. As Jesus nie opgewek is uit die dood uit nie, dan staan ek hier vanoggend en ek mors my tyd. En julle sit daar en mors julle tyd. Maar is 'n voorreg wat ons het vandag om nie ons tyd hier te sit en mors nie. Maar om werklik die oorwinning te kan seëvier wat Jesus vir ons gebring het. Deur om die eerste ene te wees wat uit die dood uit opgestaan het. Die Engelse woord vir vergeefs is wyn. En die betekenis van dit is empty, worthless, having no substance, value or importance. Sonder die opstanding was dit worthless wat ek en jy nou hierso sit en doen. Daar's geen substance aan dit nie. Maar die opstanding het substance gebring in ons geloof. Op die kruis het Jesus vir my en jou sondes gesterf. Die opstanding is die bewys dat hy daai prys betaal het. Hy kon gesê het net wat hy wou, maar as hy nie die bewys kon lewer vir dit nie, is dit leefwoorde gewees. Maar die opstanding is die bewys vir my en jou dat hy 'n waarmaker is van sy woord. Dit is my en jou kwitansie om te sê dat jy duur gekoop is. Hy het jou gekoop met sy bloed. Dit is vir my 'n wonderlike gedagtenis om aan te dink, om te sê, hy besit my nou. Nie meer die wêreld nie, nie meer die duiwel nie. Jesus is nou die ene wat my besit. Wat die opstanding vir my wys, is dat Jesus se woord is getrou en waar. En julle kan saam met my lees in Openbaring 19 vers 11. Ek het die skrifgedeeltes op die bord gesit omdat dit kort gedeeltes is en dit gaan 'n rukkie vat om soontoe te blaai. So Openbaring 19 vers 11 sê: Toe het ek die hemel geopend gesien en daar was 'n wit perd en hy wat daarop sit word genoem getrou en waaragtig en hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. Getrou en waaragtig. Wat beteken dit vir my en jou? As dit die naam is wat in Openbaring Jesus aangeken is, getrou en waaragtig. Wat beteken dit? Dit beteken dit wat hy sê sal gebeur. Die kruis is 'n bewys daarvan. Die hele Bybel is 'n bewys daarvan en daar's nog profeseë wat nog nie tot vervulling gekom het nie. Maar ek kan nou vir jou sê dat elkeen van daai profeseë sal tot vervulling kom. Hoekom? Want dis wat hy gesê het. Ek en jy hoef nie daarteen te stry nie. As ek en jy daarteen wil stry, wil ek sê jy's besig om te stry teen 'n stroom wat jou weg gaan spoel en jy gaan iewers te opeindig waar jy nie wil wees nie. Besef jy dat maak nie saak wat jy sê, wat samelewing sê, wat die slimste kritieke oor die Bybel sê nie. Hulle kan sê net wat hulle wil. Daar's een ding wat waar gaan wees en dis die woord van God. Dit wat Jesus gesê het, gaan gebeur. God bepaal wat gaan gebeur, nie mense nie. Ons lewe in 'n illusie dat ons dink ons het sê in
hoe God die plan gaan laat uitspeel van die wêreld. Ons lewe ons moet nooit wegvat van die feit dat ons moet bid en die Here het 'n plan nie. Ons moet dit nooit minag nie. Ons moet bid en ons moet die Here vertrou en ons moet die Here vra om mense te trek. Ons het 'n aandeel in die werk wat die Here wil doen. Maar die Here het 'n plan wat hy geskryf het van die grondlegging van die aarde en dit gaan gebeur. Ek en jy het 'n keuse of ons wil deel wees van dit of nie. As die woord waar en getrou is, dan is daar een van twee plekke waar jy eendag ewigheid gaan spandeer. Ewige lewe of ewige verderf. Daar's nie 'n derde plek nie. Die slimste mense kan vir jou sê, jy maak jou oë toe en daar's niks daarna nie. Maar as die woord sê, daar is iets daarna, dan moet ons dit glo en vertrou. En die woord sê, daar is lewe na die dood. Dit wat Jesus, hulle het gespekuleer in die Ou Testament. Job het gestry met sy vriende rondom, hoe lyk dit na die dood? En Jesus kom wys vir ons, dat daar lewe is na die dood. Wat 'n groot voorreg is dit nie, om te weet, daar is hoop na die dood. Ek besef, soos wat ek voorberei, dat die primêre plan wat die duiwel het, is om jou besig te hou met alles wat nou aan die gang is. Dat jy vergeet van ewigheid. As die duiwel jou kan besig hou en jou fokus kan hou op nou, dan het jy nie 'n ewigheidsperspektief nie. En jy koppel ook nie waarde aan ewigheidsgoeders nie. Want jy's nou so besig met wat nou aangaan, dat as jy jou oë gaan uitvee, is dit te laat. Ons moet versigtig wees, dat ons nie toelaat, dat ons so besig raak met die dinge van die wêreld, dat ons nie by die Here kan uitkom nie. My pa het altyd gesê, as die duiwel jou nie kan breek nie, dan gaan hy jou stoot. En wat hy daarmee bedoel is, as hy jou nie kan keer nie, dan gaan hy jou so besig hou en so aan die gang hou, dat jy verby alles gaan wat die Here eintlik vir jou in store het. Die opstanding gee vir my en jou hoop. As Jesus nie kom doen het wat hy kom doen het aan die kruis, vir my en jou nie, was my en jou lewe hopeloos. Ek weet nie of hier 'n Jood is nie, maar ek is nie 'n Jood nie. Ek sou geen manier gehad het om die ewigheid te kon beerwe nie. My lewe sou hopeloos wees. My lewe sou net gewees het vir nou. Wat Jesus op die kruis kom doen het, is hy het ons fokus geskuif van in wie jou pa of ma of oupa of ouma was, na hom. Die fokus is nie meer jou geboorte nie, maar wat glo jy? Want hy sê, as jy glo, dan kan jy ewige lewe beerwe. So dit gaan nie meer oor jou ouers nie. Dit gaan oor jou verhouding met God. As ons gaan kyk na die lewe van die disippels voor die opstanding en na die opstanding, is dit 'n 180 grade verandering wat plaasgevind het in hulle lewe. Voor die opstanding is hulle hopeloos gewees. Toe Jesus sterf aan die kruis, daar was nie vir hulle hoop gewees nie. Hulle het teruggegaan en lekker visies probeer vang. Teruggegaan na wat hulle geken het. Maar toe hulle Jesus sien in sy glorie na sy dood, toe verander dit heeltemal. Hulle het vreesloos geraak vir die Here. Wanneer hulle vervolg is of verdruk is, het hulle die Here geloof en prys en gesê, dankie dat ons maar net 'n bietjie kan lei soos wat U gelei het. Die opstanding skree vir my en jou, die oorwinning wat Jesus vir ons gebring het, oor sonde, oor die dood en oor die mag van die duiwel. Dit is wat die opstanding vir my en jou
bring. Die oorwinning wat ek en jy in kan lewe. Die vraag is, dood, waar is jou angel? Ek en jy moet kan jubel en juig in die feit dat Jesus vir my en jou aan die kruis gesterf het en opgestaan het, want hy het die mag weggevat van die duiwel. Daar is 'n verskil om te weet van Jesus en om hom persoonlik te ken. En my vraag is, weet jy van hom of ken jy hom? Want as jy nou na iemand toe stap en sê, het jy al gehoor van Jesus, reg oor die wêreld, ek dink nie daar's een persoon wat jy gaan raak kan loop en sê, nee, hy het nog nooit van die naam Jesus gehoor nie, die persoon Jesus gehoor nie. Hulle het 'n wanpersepsie dalk oor hom en klomp ander stories, maar 99% van mense gaan sê, ja, ek het al gehoor van hom. Maar die vraag is nie, het jy al van hom gehoor nie. Die vraag is, ken jy hom persoonlik? Ek het nooit getwyfel in of Jesus waar is of nie. Maar ek wou die voordele gehad het van wat Jesus bring. Ewige lewe, ek gaan nie hel toe nie, maar ek wou nie die verhouding met hom gehad het nie. Ek het hier iets neergeskryf en ek gaan dit sê soos wat dit is. Ek dink baie keer ons vergelyk 'n verhouding met Jesus soos iemand wat wil trou met 'n man wat baie geld het, 'n sugar daddy. Dis hoe ons na die Here kyk baie keer. Ons soek dit wat hy vir ons kan gee, maar ons wil hom nie werklik hê nie. Ons moet 'n verhouding hê met Jesus. Nie net van hom weet nie. Nie net wil hê wat hy vir ons kan gee nie. En vir baie lank van my lewe was 'n verhouding met Jesus nie vir my 'n realiteit gewees nie. Ek was 'n spoiled brat, soos die Engelse kan sê. Want ek dink terug aan goeders wat ek geskryf het in my lewe waar ek sê ek is 'n Christen, maar ek lewe goddeloos. En ek gaan kyk wat het ek geskryf en ek moes die Here gaan verskoning vra vir die nonsens wat ek daar geskryf het teenoor hom. Want ek wou net gehad het wat hy vir my kan gee. Maar ek wil nie die lewe lei wat hy vir my wil gee nie. Ek dink aan my eie kinders, daar's goeders wat ek my kinders van moet weerhou. Hoekom? Want as ek dit vir hulle gaan gee, gaan hulle of hulle self of iemand seermaak. En ek besef, ek wou net klaar en gee net vir my wat ek wil hê. Dit beteken nie dat die Here my gelos het nie. Maar hy het ook nie net toegelaat dat ek alles kan kry wat ek wil hê nie. Jesus soek verhouding met elkeen van ons. Hy soek nie dit wat jy na die tafel toe kan bring nie. Want dit is eintlik baie min. Eintlik niks. Hy het die werk gedoen. Hy soek verhouding met jou. Hy wil met jou kan praat. Hy wil met jou tyd kan spandeer. Hy wil nie net hoor wat soek jy alles nie. Hy wil met jou 'n verhouding kan hê. En die dag toe ek op my laagste was, waar daar niemand was nie, niemand wat ek ken nie, was Jesus daar. En hy sê vir my, ek wil met jou 'n verhouding hê. Dis al hoe hierdie kan werk, is as ek met jou 'n verhouding kan hê. Want in verhouding kan ons tigtiging vat. In verhouding kan ons nee vat in liefde. In verhouding weet ons dat God se hart is vir ons reg en opreg en hy gee om vir elkeen van ons. Ons sien hom nie net as iemand wat moet gee nie. Ons sien hom as die een wat lewe gegee het en ons het 'n voorreg om deel te kan wees en in verhouding met hom te kan staan.
Verhouding is wat die opstanding vir jou en my 'n realiteit maak. Ons kan nie die opstanding verstaan sonder verhouding met Jesus nie. Want ons kan dit logies uitredeneer en jy kan albei kante toe gaan en daar's mense wat aan albei kante van die spektrum val om te sê hy het nie opgestaan nie, hy's nie waar gewees nie en hulle kan dit glo. Maar sodra jy 'n verhouding het met Jesus, dan lyk dit anderste. Iemand kan na jou toe kom en sê daai Jesus is nie waar nie, is 'n leuen. Jy gaan jou oë toemaak en daar's niks nie. Jy kan sê ek hoor wat jy sê, maar ek weet hier binne dis nie die waarheid nie. Hoe kan ek dit sê? Want ek is in 'n verhouding met hom. Dat iets in my gebeur die dag toe ek in verhouding tree met hom. Nie om meer net geken het as 'n ver God nie, maar as 'n liefdevolle naby God wat verhouding wil hê met my en jou. In 1 Petrus 1 vers 3 staan daar 1 Petrus 1 vers 3. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. Die lewende hoop van Jesus Christus is wat my en jou dra deur die donkerste tye wat ons op aarde mag beleef. Ek en jy gaan elkeen deur baie moeilike tye. En as jy deur hierdie moeilike tyd gekom het, kan ek jou nie waarborg dat jy nooit weer 'n moeilike tyd gaan deurgaan nie. Maar as jy binne in jou 'n lewende hoop het, dan sal dit jou dra deur die tye wat dit hopeloos voel. Want daar's iets binne in jou wat anderste is. Daar's iets binne in jou wat jou die kapasiteit gee om aan te hou veg wanneer jy lankal wou opgee. Ons moet nie laat gaan van daai lewende hoop nie. Maar dit is 'n hoop wat ons moet deel met ander. Dis nie 'n hoop wat jy vir jouself moet hou nie. Dis 'n hoop wat jou lewe van kan moet getuig in ander en sê, hoe is dit moontlik dat jy hoop kan hê in hierdie omstandighede? Dat jy kan sê, laat ek jou vertel van daai man wat sy lewe gegee het vir my en jou. Wat opgestaan het uit die dood uit. En wat ek in verhouding mee staan. As iemand na my toe kom en hulle vertel vir my iets van my vrou, kan ek vir hulle sê, man, ek weet jy jok nou, want ek ken my vrou. Dieselfde moet met my en jou so wees teenoor Here. Ons moet die Here ken in sy weë en in sy wandel en in sy hart vir ons, om te weet, wanneer daar leuns kom, dat ons staande kan bly, wanneer die duiwel kom met al sy planne, want daar is werklik 'n stryd tussen donkerte en lig, konstant. Ons is nie bewus van dit altyd nie, maar daar is konstant 'n geestelike stryd tussen donker en lig. En ek en jy moet die Here se hart ken, om te weet, wanneer die donkerte kom, dat dit nie van hom af is nie. Dat hy nie daar is om jou te wil verwoes nie. As jy wedergebore is, was jy 'n sondaar. As jy nie wedergebore is nie, is jy 'n sondaar. Ek is nie hier om doekies om te draai oor daai feit nie. Dis 'n realiteit. En as ek vir jou gaan jok daaroor, dan gaan ek jou op 'n plek sit wat jy dink jy's okay, maar jy's eintlik nie okay nie. As jy wedergebore is, was jy 'n sondaar. Klem op was. As jy nie wedergebore is nie, is jy 'n sondaar. Maar daar's hoop. Daar's hoop. Daar was hoop vir my en daar's hoop vir elke persoon wat 'n sondaar is.
Daar was hoop vir julle. Daar is hoop vir elke persoon oor dit wat Jesus op die kruis gedoen het. Hy het nie net vir die Jode gesterf op die kruis nie. Hy het vir elke persoon wat in hom glo gesterf. Hy het die weg gemaak en gesê, as jy in my glo, kan jy ewige lewe beerwe. Dis my en jou keuse of ons wil of nie wil nie. Hy dwing ons nie. Jesus het gesterf vir sondaars. Romeine 5 vers 8 sê, maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Toe ons nog sondaars was. Jy was nog nie eers 'n gedagte, jou oupa Grootjie was, ons kan nog verder teruggaan, was nie eers 'n gedagte gewees, toe Jesus die prys betaal het vir my en jou nie. Maar hy het nie die prys betaal vir jou om aan te hou lewe in jou sonde nie. Hy het nie die prys betaal vir jou om jou sonde te regverdig nie. Hy het die prys betaal sodat ek en jy krag kan ontvang om oorwinning te hê oor sonde. Ek en jy het nou die voorreg om nie meer 'n slaaf te wees aan sonde nie. En krag te hê daaroor. Deur geloof in Jesus word ek en jy nuut gemaak. Eendag gaan ek en jy die voorreg hê, ons is gewaarborg van die feit dat ek en jy eendag 'n verheerlikte liggaam gaan ontvang. Maar die verandering in ons gees begin nou al. Nie eendag nie, dit begin nou. Dit maak nie saak hoe oud jy is en hoe seer die liggaam is en al daai dinge nie. Die gees is wat nou verander. En eendag gaan die liggaam opvang en bykom in dit. Met wedergeboorte kry ek en jy 'n nuwe natuur. Romeine 6 vers 11 sê, so moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus, ons Here. Ons moet dood wees vir sonde. Wedergeboorte stel ons in staat om nie meer 'n slaaf te wees aan sonde nie. Wie van julle het al gesien hoe lyk 'n vark in modder? As 'n vark 'n plassie modder sien, 'n plassie water, kyk, hy kan dit nie uitlos nie. Hy hardloop vir daai ding en hy geniet dit. Dis vir hom 'n lekkerte om daarin te spandeer. En ek wil vir julle 'n voorbeeld gee van 'n oulike varkie. En dis hoe ons baie keer dink 'n varkie lyk, so oulik en cute. Maar die realiteit is dat hy eintlik so lyk as hy in die modder gespeel het. Jy kan nie meer die vark onderskei van die modder nie. En ek besef, vir ons as Christene is daar 'n verskil om soos 'n vark in die modder te rol en dit te geniet en per ongeluk in 'n plas modder te trap. Ek sê nie dat ons lewens perfek gaan wees wanneer ons 'n Christen is nie. Maar wat ek besef is, sodra ek die sonde geniet, is daar iets fout. Sodra ek geniet om meer in die sonde rond te rol as om tyd met die Here te spandeer, is daar iets fout. Die opstanding gee vir my en jou die krag deur Jesus om nie meer 'n slaaf te wees aan sonde nie. Dit gee vir ons 'n nuwe natuur en ons is nie meer 'n slaaf aan die ou sondige natuur nie. Ek en jy moet nou begin lewe volgens die gees en nie die vlees nie. Daar's kere wat ek myself bevind wat ek nie volgens die gees lewe nie.
Ek lewe volgens die vlees. En dan moet ek weer herkalibreer, weer in lyn kom met die woord. In die begin is dit moeiliker. Daar's meer wat verander moet word. Daar's meer wat in lyn moet getrek moet word. Maar soos wat 'n mens aangaan, is dit kleiner dinge wat ons hou vas oor ons het. In Kolossense 3 vers 1 tot 3 staan daar: As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Die kruis moet jou en my perspektief skuif. Soek die dinge daarbo. Soek ons werklik die dinge daarbo? Die kruis stel my en jou in staat om nie meer geïdentifiseer te word met ons verlede nie. Jou identiteit is nou in Christus. Jou identiteit moet nou in Christus wees. En as dit nie is nie, dan wil ek vra, hoekom nie? Is daar goeders wat jy nie van bewus is nie? Is daar keuses wat jy maak? Hoe lyk dit? Ek wil hê jy moet eerlik wees met jouself vandag. Is die dinge van die wêreld vir jou meer interessant as Jesus en ewigheid? Hierdie is 'n vraag wat ons nooit op gaan hou vra nie. Want ons is konstant in 'n stryd tussen vlees en gees. As ek myself bevind, my grootste uitdaging is nie sosiale media soseer nie, maar die inligting. Ek soek graag inligting. Ek wil goed weet, ek wil goed verstaan. Dan vind ek myself baie meer besig met YouTube en websites wat vir my inligting gee as wat ek besig is met die dinge van die Here. En die Here hou my aan herinner. Johan, wat is jy mee besig? Wat hou jy jouself mee besig? En ek regverdig dit. Ek leer mos van die Here. Maar ek gaan sit nie by sy voete en spandeer tyd met hom nie. Ek gaan soek tweedehandse inligting oor hom. Ons moet by die Here se voete sit en by hom hoor wat is sy plan en doel. As jy aanhoudend sukkel met sonde, dis 'n patroon. Ek praat nie daarvan dat jy in modder getrap het en jou voet is vuil en jy kom skoon nie. Ek praat van as jy sonde werklik geniet en meer tyd daarin spandeer as wat jy moet, dan vind jy jouself by een van twee plekke. Of jy is nie wedergebore nie, of jy is wedergebore, maar jy kies om jou gedagtes nie te vernuwe en jou lewe in lyn te kry met God nie. Dit is die realiteit. En ek kan nie hier staan en vir jou iets anders te vertel nie, want dan gaan ek vir jou jok. En ek wil nie staan en jok nie. As jy 'n fout maak, is die Here genadig en daar's hoop vir jou en jy kan terughardloop na hom en hy wil versoening bring. Maar is jou keuse of jy gaan terughardloop of nie? Jesus se dood en opstanding het vir my en jou die vermoë gegee om skoon te kan kom van sonde, van skaamte, van selfverwyd oor wie jy was. Jesus se dood en opstanding gee vir my en jou die vermoë om te sê, daai was die ou ek, maar dis nie meer wie ek is nie. Ons lewens moet anders te lyk wanneer jy 'n ontmoeting gehad het met Jesus. Jy moet kies of jy 'n verhouding wil hê met Jesus en of jy net die voordele soek van Christendom. Die opstanding beteken vir my en jou dat ons nie 'n dooie geloof het nie, maar 'n lewendige verhouding met die koning van die heelal.
Het jy daai verhouding met hom? Het jy nou en dan daai verhouding met hom? Hoe lyk dit? Want verhoudings vat tyd. Verhoudings verg moeite. Verhoudings verg opoffering. As jy tyd met die Here wil spandeer, gaan jy iets moet opoffer. Jy kan nie met een voet in die koninkryk staan en een voet in die wêreld nie. Dit werk nie. Ons het te veel te doen met die vleeslike aspekte en te veel te doen met ons 5 sintuie, dat wanneer ons meer aandag aan dit gaan gee, gaan ons baie makliker oorval in die vlees in. Ons moet ons fokus skuif na geestelike dinge, die dinge wat daarbo is. Ek wil afsluit met hierdie punt. Die opstanding gee vir my en jou missie en rigting. Die opstanding gee vir my en jou missie en rigting. Elkeen van julle wat hierso sit, het die Here vir 'n doel gemaak. Hy het 'n plan met elkeen van julle se lewens. Jy is nie per ongeluk hier nie. Jy is nie per ongeluk gebore in die tyd wat jy gebore is nie. Die omstandighede mag dalk per ongeluk wees vir jou ouers, maar dit was nooit per ongeluk vir God nie. Hy het 'n plan met elkeen van ons wat hier is. 2 Korintiërs 5 vers 15 sê, omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het, en hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het, en opgewek is. Vrydag het ek gedeel oor die kruis, en die belangrikheid daarvan, en die kruis en die opstanding is vir my een gebeurtenis. Jy kan nie die twee skei nie. Opstanding kon nie sonder die kruis gebeur het nie, en die kruis kan nie alleenlik gebeur het sonder die opstanding nie. Daai gebeurtenis is vir my hand aan hand, dit gaan saam. En as jy die kruis reg verstaan, dit wat Jesus vir my en jou gedoen het, en jy verstaan dat jy 'n dienskneg is van God, dat hy 'n plan het en hy wil jou gebruik vir die plan en doel wat hy het, dan raak ons keuses en ons lewens soveel makliker. Hoekom sê ek so? Want dan kan jy uit 'n plek van oorwinning lewe. Jesus het die dood oorwin. Jesus het jou die krag gegee deur hom om sonde te kan weerstaan, om weg te kan draai van die sonde en om te kan identifiseer wat is geestelik en wat is wêrelds. En wanneer jy gekonfronteer word met die wêreld, dat jy die vermoë het om te kan onderskei dat jy nie meer 'n slaaf is aan sonde nie. Dat jy nie meer, wanneer jy daai plassie modder sien, net daarin wil val en daarin gaan tyd spandeer nie, maar dat jy kan sê, ek wil nie. Ek wil wegstap van die vleeslikheid en my fokus hê op die geestelikheid. Die opstanding is vir my en jou hoop in 'n hopelose wêreld.